Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White, die regte uitoefening van die wil. Want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Filippense hoofstuk 2 vers 13. God se belofte is, en julle sal my soek en vind, as julle na my vra met julle hele hart. Jeremia hoofstuk 29 vers 13. Die hele hart moet aan God oorgegee word, anders kan die verandering nooit in ons teweeggebring word waardeur ons na sy gelykenis herstel moet word nie. Suiwer godsdiens het te doen met die wil. Die wil is die heersende mag in die natuur van die mens, wat al die ander vermoëns onder sy heerskappy bring. Die wil is nie die smaak of die neiging nie, maar dit is die beslissende mag wat in die mensekinders werk tot gehoorsaamheid aan God of tot ongehoorsaamheid. Die verlosser sê, so kan dan ook niemand van julle wat nie afsien van al sy besittings my disipel wees nie. Lukas hoofstuk 14 vers 33. Alles wat in die hart van God al wegtrek, moet prysgegee word. Mammon is die afgod van baie. Die liefde vir geld, die begeerte na rykdom, is die goue ketting wat hulle aan Satan bind. Reputasie en wêreldse eer word deur 'n ander klas aanbid. Die lewe van selfsugtige gemak en vryheid van verantwoordelikheid is die afgod van ander. Maar hierdie slaafse bande moet gebreek word. Ons kan nie die helfte van die Here en die helfte van die wêreldsin wees nie. Ons is nie God se kinders te sy ons heeltemal is nie. Begeertes na goedheid en heiligheid is reg sover dit gaan, maar as jy hier stop, sal dit niks baat nie. Baie sal verlore gaan terwyl hulle hoop en begeer om Christene te wees. Hulle kom nie tot die punt om die wil aan God oor te gee nie. Hulle kies nie nou om Christene te wees nie. Die Here is nie van plan om ons in groepe te red nie. Individueel moet ons keuse maak. Een vir een moet ons die genade van God aan die siel toeëien, en 'n mens kan nie vir 'n ander besluit watter koers hy sal inslaan nie. 'n Suiwer en edele lewe, 'n lewe van oorwinning oor appetyd en welis, is moontlik vir elkeen wat sy swak, weifelende menslike wil met die almagtige, onwrikbare wil van God sal verenig.